Ons Vader wat in die hemel woon, my Vader, ons kan in hierdie oggend ons nie indink die angs, die vrese en alles daarmee saam wat ons voorouers toe hulle hierdie offerandes gebring het van angs en spanning wat oor weke en maande gegaan het, my Vader, waar daar trekke uitgewis was, waar daar families uitgewis is, my Vader, en die nood hulle gedwing het om te besef, my Vader, 'n paar dae voor hierdie dag, dat hulle wapens, hulle kragte, hulle getalle, die vermoë wat hulle het, my Vader, hulle kan nie wen nie. Daar is nie 'n manier nie, my God. En so het hulle by daardie besef gekom en besef, daar is net een wat ons hierdie oorwinning kan gee. En dis die almagtige skepper van hemel en aarde. U, die ek is wat ek is. Deur u Seun en u Gees, dis al wat oorwinning kan gee. En het daardie klein handjie vol kinders, knegte, gesalfdes van u, het hulle onder hierdieselfde son, in hierdieselfde land, het hulle by mekaar gekom, my Vader, en vir u gevra, vir u gesmeek, in daardie angs, in daardie wete dat hulle klaar verloor het, maar u kan alles verander. Wat by die mens onmoontlik is by u moontlik. Dis nie net moontlik by u nie, my Vader, dis maklik vir u. My Vader, wat 'n wonderlike voorreg vir ons as hulle nasate, vir ons kinders om hier te wees, en ons kinders moet hulle kinders dit leer, deur die eeue heen, want daar is nie 'n verval in hierdie gelofte nie. En u het daardie 464 man gered uit die hande van 20, 25, 30.000 Zulu impies, my Vader, het u hulle nie net gered nie, maar 'n oorwinning gegee. En ons kom in hierdie dag om u die eer te kom gee. Want u is wat die eer moet kry. U sê u sal ons help, maar dan moet ons die eer vir u gee. En ons is hier vandag om hierdie gelofte te kom betaal, en vir u te kom dankie sê, en u almag te kom besing. In Jesus naam. Amen. Amen. Goed, ek gaan vir ons nou die gelofte voorlees, en dan vandag wil ek, jy weet, Naomi sê vir my, dat ja, het is dalk makliker om die gelofte diens te hou as my vergaderings. Toe sê ek van nee, dit is andersom, want in vanoggend se diens het jy een onderwerp, die gelofte, en alles moet rondom dit gaan. By 'n vergadering is daar so wye veld van onderwerpe, dat in elke onderwerp, en elke been wat jy vat en kies, is daar 'n legio inligting om in te gaan. So ons gaan, vandag wil ek 'n bietjie delf in die gelofte, wat geskryf staan, en enkele dele in die woord, en ek sê enkeles, want eintlik moet 'n ou dan die hele Bybel lees, wat hierin vervat is, in die gelofte. Maar ek het nou maar enkele dele uit Psalm, veral Deuteronomium, Exodus en so meer het ek uitgehaal, wat basies gewortel is in hierdie gelofte. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat, sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal stig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Nou ek sê weer, vir ons almal hier, om die klimaat en die omgewing te begryp, waarin hierdie gelofte afgelê is onmoontlik vir ons. Miskien enkele individue hier wat in 'n situasie van konflik was, of uiterste geweld,
waar daar 'n mens met daardie vrese gekonfronteer word, sal 'n idee hê van die klimaat en die omgewing waarin hierdie gelofte afgelê is. Maar kom ons dissekteer 'n bietjie hierdie gelofte. En ons lees hom stukkie vir stukkie soos ons deur hom gaan. Hier staan ons voor die heilige God. Kom ons lees net dan in Psalm 147. Hoe is hierdie heilige God van ons, hierdie almagtige God van ons? Dis aan 147 vers 4 en 5. Hy bepaal die getal van die sterre. Hy gee hulle almal name. Die Here is groot en ryk aan krag, sy verstand is oneindig. So hierdie God waarvoor ons hierdie gelofte afgelê het, sy verstand is oneindig. Jy weet, hy sê op een plek, lees ek verlede week in my eie stilte tyd, waar hy sê, wanneer hy, ek noem dit nou maar my eie woorde, wanneer hy ons dink en met ons besig is, dan is hy gedagtig dat ons stof is. So verstaan dat die wese, die Godheid, die Vader, die ek is wat ek is so almagtig dat hy die sterre getel het. Mense, ons kon nog nie eers die sterre van een melkwegstelsel kon ons nog met sulke teleskope wat so groot is soos hierdie gebou, nog nie eers een melkwegstelsel se sterre tel nie. En daar's duisende stelsels. En hy het elke ster 'n naam gegee. En sy verstand is oneindig, en nou sal 'n ateïs, en ek sê hierdie dinge, want hier kan iemand vandag miskien sit, want alles gaan oor bekering, alles gaan oor om by sy voete te wees, om in hom te glo, want na hierdie lewe hier, van 20 of 30 of 5 of 2 of 60 of 80 of 90 jaar, dan breek daar 'n ewigheid, waarheen 'n deel van ons noem dit siel, 'n dimensie, voortgaan. Vir altyd, ad infinitum. So wat belangrik is hier, is nou kom 'n ateïs, ja, maar dis geskryf, dis so almagtig, ja, die skepping, ja, maar wie sê dit, en wie sê dat? En dan raak ons God bewysbaar, wil ek met u net vinnig deel in hierdie oggend, in sy profeseë. Ek gaan vir julle enkele voorbeelde gee. Ons het nou vinnig een genoem van die offers wat hier in Suider-Afrika reeds gebring is deur ons voorouers, wat deur die profeet Sefanja 2300 jaar gelede vir ons voorspel is. Nou watter wese het vir Sefanja 2300 jaar terug gesê dat hier gaan 'n volle gemeente wees in Suider-Afrika? Wat gaan offers bring? Dit kan net 'n wese wees wat die raadsplan van 6000 jaar geskryf het, 7000 jaar geskryf het, gedoen het, tot uitvoering bring. Nou raak dit bewysbaar, want nou gaan ek jou vra. Hoe het hom Siener geweet dat die Russe deur op die Danau rivier se banke, al langs die Danau rivier, dis daar in die Balkanstate, gaan Rusland inval op pad Europa toe. Hoe het hom Siener dit geweet? Vandag, 2 jaar gelede, het NAVO die grootste militêre basis op die banke on the banks of the Danau River gebou, wat nou afgehandel is. Die grootste militêre basis van NAVO staan op die banke van die Danau. Wie het vir hom Siener gesê 100 jaar terug dat die Russe op die Danau rivier gaan inkom? Vandag kan ek het met ons oë sien. Hulle het nou Odessa begin bom. Na Odessa is dit Transnistria, dan is dit Moldova, dan is jy op die banke van die Danau. Daar is Roemenië en Belarus. Daar hardloop die Danau, hy is die grens tussen daai lande. En dan gaan hy reguit deur. Wie het dit vir hom Siener gesê? 100 jaar gelede. Wie het vir Esegiel 2600 jaar gelede gesê, dat in hierdie tyd wat ons met ons oë nou sien, sal Rosh, dis Rusland, sal God hak in die kakebeen om uitlok, om uit te trek vir die oorlog. Dis die 4de perk van Openbaring, die swaard, peste en pla, hongersnood en die wilde diere van die veld. Die 3de perk kan ons almal al sien. Dit is wanneer kos duur gaan raak. Kan ons dit al sien? Die 2de perk kan ons al sien, waar die engel die vrede van die aarde af wegneem, kan ons sien.
Liewe mense, daar's oorlogteater wat oor die hele aardbol opgestel word. Ek gaan nie nou te veel in detail ingaan nie. Dis die aanbieding wat ek in 'n Suid-Kamer vergadering gee, waar ek 3 ure kan praat, net oor die oorlogsteater, wat tans van heel oos tot heel wes, van noord, van die Noordpool af, daar van die Noordsee af, daar waar Trump mos nou Groenland, want van daar af kan hy sy missiele oprig om die Russe te keer, wat daar bo van Kahula, Skiereiland se kant af sal begin inkom na Holland se kant. Wat Omsiener ook voorspel het. En Omsiener is niks goed nie. Nie een van ons is nie. Maar die een wat hom die boodskap gegee het, is goed, alwetend en almagtig. En is vir hom wat ons vandag 'n belofte betaal, want hy is hier. Wanneer die 1 of 2 of meer in my naam vergader, daar is ek. Self. Soos iemand vandag vir my kom sê, hoe weet jy, ateïs, ek glo nie, miskien is jy 'n kind wat vandag maar saamgekom het, omdat die ouers gekom het en ag ja, kom ons gaan nou maar, whatever, soos hulle sal sê. Ja, 2600 jaar terug, sê iemand vir Esegiel, in hierdie tye gaan daar 'n oorlog begin, van 'n koning uit die noorde, van die ander profeseë. Esegiel is baie makliker, Rosh, dis Rusland, gaan Google dit, julle is ons goed met Google, gaan kyk wie's Rosh, en gaan kyk wie sy maatjies in Esegiel 38, Mesech en Tubal, in die Kusiete, in Persië, dis Iran, gaan Google dit, nou sê vir my, wie kon 2600 jaar terug, vir Esegiel gesê het, dis die land wat die leiding gaan neem, want hy sê vir Rosh, wees jy vir hulle 'n leidsman. Wie die leiding geneem in hierdie hele aksie? Rusland. Wie sy maatjies het Esegiel 2600 jaar terug vir ons gesê, en vandag sien ons dit is sy maatjies, wat saam met hom gaan uittrek vir die oorlog. Dis ons God. Dit kan net 'n wese wees, 'n godheid, wat die heelal in die palm van sy hand hou. Dit kan net 'n wese, 'n entiteit wees wat die sterre getel het. 'n Wetenskaplike sê eendag vir ja, met die Rooi See, hulle het gesien, ja, hy was oopgekloof, en hulle het die klomp wiele en goede gekry, daar in die Rooi See, en die Skelfsee het hulle dit gekry, en so meer, maar ja, dit was 3 planete, wat in 'n lyn was, en toe die see oopgeklief. Ja, God sê in sy woord, ek sê vir 'n ster, wanneer hy waar moet wees op sy bestemde tyd. Dis die God voor wie ons 'n gelofte afgelê het. Dis die God wat 'n groot deel van hierdie volk, wat ek wil neerval en nooit ophou huil nie, is dat ons dan 'n dag soos hierdie wil verander. 'n ooreenkoms, 'n kontrak tussen ons en 'n almagwese, wat se brein oneindig is, wat die sterre getel het, wat die sterre name gegee het, wat 2600 jaar terug vir Rusland gesê het, jy gaan dit doen, in die 4de perk van Openbaring, gaan jy die swaard begin, jy gaan die leidsman wees. Mense, toes Rusland nog nie eers bewoon nie, daar was nog nie 'n Rusland 2600 jaar gelede nie. Dis die God wat ek en u vandag hier voor staan, hy is hier. Dis ernstige dinge hier, die mense verstaan hierdie dinge nie. Dan kom verander hulle, wat se arrogansie is dit nie, om 'n gelofte te kom verander na 'n versoeningsdag. Het julle nou gek geword? Ja, en ek skree en ek raas nie met u nie, ek raas met 'n groot meerderheid daar buite. Want daardie arrogansie gaan julle inhaal, so seker is dat ek hier staan. En ek sien daardie inhaal, sien ek in rooi hemde, en ek sien dit in 'n kamoufleer MK klere drag, en ek sien hoe die teater in Suid-Afrika opgestel word, want dis maar net die meganismes, wat God gaan gebruik, om die arrogansie van 'n volk, wat sy gelofte, sommer verander het die kontrak. Kom ons verander hom sommer. Ons wat nie eens 1 melkwegstelsel se sterre kan tel nie. Maar net soos wat ons hom aan ons kant het, net soos wat ons hom aan ons kant het, het ons daar die almag aan ons kant. So dit is die heilige God wat ons dien, wat ek net vinnig met u 'n paar profeseë van gedeel het. Ek kan nog vir u deel, in die lewendigheid van ons God. Hy, Omsiener sê, Alois Olmeier,
die Russe gaan daar deur Saxony in Duitsland inkom, wanneer hulle Europa oop. Hier van onderaf al langs die Donau rivier, en dan Saxony. Nou as jy Kiev in Oekraïne gevat het, wat nou besig is om stelselmatig vinniger te gebeur, dan is dit Pole, en as dit Pole is, dieselfde Pole wat verlede jaar 200.000 troepe opgeroep het, klaar opgelei is, nou weer 40.000, 'n paar weke gelede. Deur Pole, dan gaan jy by Saxony in Duitsland begin inkom. Wie het dit vir ons hier gesê? Sulke detail. En so kan ek aanhou van profeseë wat ek en jy vandag sien met ons oë. Dit was net om te bewys dat ons God leef. Dit was al doel daarvan, was om dit te bewys. En dan gaan ons verder in die gelofte, en hy sê, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen. Kom ons lees net 2 vinnige verse dan nou, rondom die gelofte, wanneer 'n mens 'n gelofte doen. Nou moet ons die heeltyd onthou, dis die ooreenkoms, en ons interaksie nou hier, is met daardie almagtige God, wat ons nou net 'n paar van sy almag gedeel het. Hy sê vir ons in Deuteronomium 23 vers 21, 22 en 23, as jy dan die Here jou God 'n gelofte doen, as jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit in te betaal nie, want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. Verstaan u dat die mense wat vandag hierdie gelofte nie betaal nie, dit het 'n sonde geword. En wat gebeur met sonde? Sonde word gestraf. Wanneer 'n krimineel 'n oortreding, 'n sonde pleeg, verkrachting, moord, diefstal, gaan hy tronk toe. Daar's toerekening. As jou kinders stout is daar 'n tugtiging. Dis soos dit is. As ons volk stout is, dan is daar 'n tugtiging. Dis die rooi hemde en die MK en al daardie mag wat die Bybel in Joël 2 so mooi beskryf het, afkomstig van die noorde, van waaraf het hulle gemigreer, ingekom, kaal gewreed wat voor hulle is, klink dit bekend, wat hardloop soos reisiesperre, klink dit bekend, wat elkeen sy eie rigting hardloop, kyk maar by die plunder, elkeen sy eie rigting, val nie oor mekaar nie, hardloop op dakke, kruip deur vensters, klink dit alles bekend? Ja, die woord het dit vir ons ook 300 jaar gelede deur die profeet Joël, wat ons met ons oë sien. So lewendig is ons God. Ons kan ons God begin bewys in 'n hof, want ek sal 'n regter wil vra, hoe het Jesegiel, Sefanja, Daniel, Johannes, ons Messias, hoe het al daardie profete die profeseë gehad wat ons nou sien? Wie het hulle dit vertel? Wie het hulle dit vertel? Wie het dit vir hulle gesê? Wat ons nou sien? Ons is in geweldige tye. Einstein het gesê toe hom vra, hoe gaan die 3de wêreldoorlog beklei word? Toe sê hy weet nie. Maar hy weet die 4de wêreldoorlog gaan met pikke en grawe beklei word. So hy het geweet, hierdie swaard van Openbaring 4, hy was dalk nie gelowig nie, ek weet nie, dalk was hy, ek weet nie. Maar hy as die intelligentste, wetenskaplike, het genoeg gesien in sy intelligensie en in wetenskap, dat ons onsself uit alles gaan uitskiet. Dit het hy geweet. En dis die swaard van die 4de perd in Openbaring. Maar as jy nalat om te beloof, sal dit geen sonde in jou wees nie. As jy nie 'n belofte maak nie, is daar nie 'n sonde nie. Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou, en doen soos jy aan die Here jou God vrywillig beloof het, wat jy met jou mond gespreek het. Is dit nie mooi nie? Die voortrekkers was nie verplig, die boere daar by Bloedrivier was nie verplig nie, dit was vrywillig. Maar jy doen dit vrywillig, en dan is daar verpligting op jou. Vrywillig is 'n keuse. Jy kan 'n keuse maak vandag om 'n misdaad te pleeg, is jou keuse. Maar die oomblik wat die aanspreeklikheid kom, is dit nie meer jou keuse nie. Dan sal in 'n land is daar wette om die aanspreeklikheid toe te pas. En net so die Vader sy hele woord vir ons gegee met sy insettinge, sy verordeninge, sy wette, sy reëls, sy alles. En as jy binne dit wandel, en wonderlik dat selfs as ons buite dit sou wandel en ons opreg berou het, het hy nog sy seun vir ons gestuur, sodat sy bloed daardie oortreding kan afwas, wanneer ons opreg berou het. Hy het alles vir ons gedoen.
En selfs toe sy seun nou aan sy regterhand sit, het hy sy gees hier agtergelaat, om ons steeds te onderneem en te troos. Dis die trooster van die gelykenis van die Samaritaan. Die trooster, die herbergier, is hier agtergelaat. Offer Psalm 50 vers 14. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Betaal jou beloftes, jou geloftes aan die Allerhoogste. Daar is nie hoër nie. Daar is nie hoër nie. As ons mens net by tye wil besef hoe niks ons is nie. Hoe niks ons is nie. Ek luister baie keer na mense se opinies en alles, en dan dink ek by myself, ja, ek, jy, ons is 1 van 7 biljoen mense op hierdie aarde. 1 van 7 biljoen. Hier staan ons voor die heilige God. Ekskuus, ek wil net nie my plek hier verloor nie, julle, want as hy toewaai, dan om hom te kry is nie so maklik nie. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en aarde. Ons het nou gelees van sy heiligheid. Ons het met mekaar 'n paar profesieë gedeel, wat sy almag vir ons tentoonstel. Hoe hy voorspellings gemaak het duisende jare gelede wat ons nou sien. Om 'n gelofte aan hom te doen, ons het gelees, dat wanneer ons gelofte doen, moet ons dit betaal. Ons moet. Anders word dit 'n sonde. En die oomblik wat dit 'n sonde raak, dan begin daar tug en straf intree. Dis logies. Ons doen dit almal so. Wat het jy met jou kleintjies te doen as hulle stout is? Ja, en as hulle soet is, roomys. Ja, maklik. Ons Vader doen dit presies dieselfde. As ons soet is, gee vir ons, hy sê, kies my, en ek gee alles vir julle. Maar ons moet hom eerste stel. En hoe stel jy hom eerste? Deur hom te leer ken in sy woord. Maar ons gaan nou kom by die leer ken. Om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring. Kom ons lees 'n bietjie net 'n Psalm wat ek verlede week in my stilte tyd gelees het, wat vir my baie toepaslik hier was. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leer, 'n held nie gered deur 'n groot krag nie. Is dit nie presies wat ons 187 jaar gesien het, waar 'n klein groepie van 464 man is nie gered deur 'n groot leer nie. Nee, hier is 'n sprekende voorbeeld in ons eie geskiedenis, waar 464 man teen 25-30.000 fikse, opgeleide impies die oorwinning behaal. En hier staan dit, 'n koning word nie verlos deur 'n groot leer en 'n held nie gered deur groot krag nie. Ons gaan nie gered word in dit wat nou kom, deur ons kragte, en ons leer, en enige leiers of konings, noem dit wat jy wil, nie. Dis wat die woord van God sê. Dis wat God met ander woorde self sê. Die perd help niks vir die oorwinning, en red nie deur sy groot krag nie. Perd is toerusting. Die boere het nie staat gemaak, dis juis oor hulle nie meer staat gemaak het op hulle voorlaaiers nie, dat hulle die gelofte gedoen het. Want hulle het geweet, hulle gaan verloor. Wat hoe lank vat dit om 'n voorlaaier te laai? Het jy vir daar? Ja, dankie. Ja. Hoe lank het dit gevat om 'n voorlaaier te laai? Weet iemand nie, hoe lank het dit gevat? 2 minute. Nou mense, ek is nou nie fiks nie, maar in 2 minute gaan ek hardloop tot nie ver van hy blou woon wat doer ver nie. Gaan ek nog reg kry. Dan is jy lankal oorrompel deur 20-25.000 troepe. Lankal. Een skoot geskiet. So as almal een ou raak geskiet het, was dit 464 Zulu impies van 20-25-30.000 mag. Ons weet hoe die Engelse daarna 'n nederlaag gelei het met 1000 Engelse teen daai selfde Zulus. En amper, ek dink 12 of 'n paar van hulle het oorleef. Teen daai selfde Zulu mag. 1000 Engelse. Amper almal doodgemaak deur die Zulus. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag. Mense, dis op wie se oë hierdie almagtige skepper van hemel en aarde,
wat vir ons in vers 8 sê, laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees. Laat die hele aarde, verstaan ons is weer by sy mag wat hy is. Laat die hele aarde hom vrees. Daar's ander verse wat ons nou kan inbring, wat sê elke knie sal buig. Ja, elke knie sal buig, want die hele aarde gaan hom weer vrees, want sy tyd van sy openbaarmaking is nie meer ver nie. Wat ons groot dinge in hierdie wêreld gaan sien, en veral in Suid-Afrika. En ek sê dit nie omdat ek dit voel of ek dink nie, dis profesie. Profesie, baie van hulle. Wat ons nie nou te veel hoef in te gaan op nie. Kyk, die dag van die Here is op die wat op hom, kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hulle siel te red van die dood, en hulle in die lewe te hou, in hongersnood. Ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skuld. Mense, ons gaan 'n tweede bloedrivier ingaan. Dis nie meer moeilik om dit te sien nie. Ek begin deesdae sê, baie van die profeseë is besig om logika te raak. Ons kan so nie die onweerswolke oor die aarde saampak. Ons gaan weer in hierdie krisissituasie. Maar wat moet ons doen? Hoor, hier is die raad uit die woord uit. Ons siel moet op hom wag. En daai wag kan 'n lang wag wees. Daai wag kan jy gaan lees in die Psalms en die hele Bybel, hoe baie van daai profete mismoedig geraak het. Hoe baie van die psalmdigters mismoedig geraak het, moedeloos geraak het en gesê het, gaan u dan nooit meer vir ons help nie. In my eenvoudige woorde. Gaan u nooit meer, het u ons nou maar vergeet. Gaan lees, dit staan oral. Om gelowig te wees, is nie vir sissies nie. Dat ek dit vir u vandag sê. Maar die toetse wat 'n gelowige aan blootgestel kan word, is geweldig. Maar net so geweldig as wat die toets is die seën en die uitkoms en die heil daarna. Altyd. As jy 'n rugby span, ons is mos almal, die mense is mos mal oor rugby. As jy 'n rugby span moet kies, gaan jy die beste spelers kies of die swakkeres? As jy 'n netbalspan moet kies, as jy 'n gimnastiekspan moet kies, gaan jy die bestes of die swakstes kies? Die bestes. Al die besprekings oor die sportspanne gaan oor hierdie ou wat hulle nou gekies het, is nie die beste, ons dink hy is beter. Ons Vader wil seker ook maar die bestes kies. En ons is die nasate van daardie bestes. En ek sê dit nie omdat ons goed in ons het nie, maar die woord sê net God is goed. Toe hulle vir die Messias, vir Jesus sê, hy is goed, toe sê hy, net een is goed, en is die Vader in die hemel. Dit is al wie goed is. Maar ons is 'n sny uit 'n volk wat na brandstapels toe geloop het, vir hulle geloof. Wat se toets is dit? En dan sê die protestant vir sy vriend op pad na 'n brandstapel toe, waar jy olie gegooi word en aan die brand gesteek word, sê hy, tonight we burn brightly for Jesus. Jop, dis dapper. Dis ons voorsate. Die van die wat Franse van het, dis julle voorsate. Die Duitse settlers, vir hulle geloof, dis my voorsate. Hollandse. Ons kom oor die hele Europa, het ons as 'n volk hier, 'n geloofsvolk, kom plant. En hierdie volk is nog getuister en nou weer op die punt. Micha 4 sê dit so mooi. Micha 4 sê hulle kyk om op jou neer te kyk. Hulle sien, ek sê nou my woord, hulle sien daarna uit om op jou neer te sien. Al die nasies wat 'n wal teen jou opgegooi het, al die rooi hemde en kamoufleer en die wêreld en almal wat vir hulle wapens in die geheim invoer en die AK's begin uitdeel in die huise, in die platteland en in die huise wat jy nou al begin sien, die splinternuwe AK's met die magasyne en alles. Dis maar net deel van die prentjie wat God vir ons gegee het. Weet klaar wat die uitslag gaan wees. Tye en datums ken ek nie. Maar weet presies hoe dit gaan afspeel. Baie naam presies. Want dit is hier geskrywe. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat sy goedertierenheid wag, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skuld. Hy is ons hulp
En hy is ons skuld. Ons gaan weer 'n Dawid tyd ingaan. Ons gaan weer 'n Dawid Goliat situasie wees. Miskien is dit waar die groot wonderwerk gaan kom wat die wêreld verstom gaan laat staan. Ons sal sien hoe dit alles gaan gebeur. Want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Jy moet gaan lees en kyk wat is sy heilige naam. Daar's titels, ons gebruik almal die titels wat daar is. Want Sefanja 3 sê, dat die wat skuil by hom, by sy naam, sal haar geringe elendige volk hier in Suid-Afrika oorbly. Ek sal in jou, dis hier, aan die riviere van Kus, mense is maklik, ek gaan dit herhaal, baie mense sit al ou nuus voor, die profeet Sefanja het gestaan in Jerusalem, in Israel, in die Midde-Ooste, daar ergens, en hy het gesê, aan die kant die riviere van Kus, jy kan gaan kyk op Google, waar is die Kush Kingdom gewees, hy was aan die valleie van die Nyl, vandag se Ethiopië, Sudan, daar waar hulle nou in Sudan so lekker beklei, dele van hom, dele van Ethiopië, dele van Egipte, daar was Kush. En as die langste rivier op die aardbol, dis die Nylrivier, is een van die riviere. Nou as jy daai kant staan, as jy daai kant van hierdie tol, masjien wat hier staan, daar staan en jy sê ander kant, dan sit ons nou die kant. En hy het daai kant gestaan en het gesê, ander kant die riviere, dis die Nyl, is Suider-Afrika. En in dit wat nou kom, het hy gesê, gaan ek 'n geringe elendige volk laat oorbly, wat by my naam skuil en wie se siel op hom gewag het. Dit staan in die woord. En natuurlik, wanneer 'n siel op hom verwag, dan kan ons verder gaan met die gelofte, en ons kan lees, hier waar hy vir ons sê, en dat ons 'n huis tot sy eer sal stig, waar dit hom behaag, 'n huis, dis 'n volkshuis, sal stig, hier sy huis, waar bly, waar sê hy, wanneer jy tot bekering kom, waar gaan bly hy? In jou hart, sy gees kom bly mos in jou, hy sê, julle liggame is 'n tempel, dis waar hy kom bly, en ons het hier 'n huis gestig, 'n volk, die boervolk, wat sy siel op hom wag, wat op hom vertrou, wat by hom skuil, wat by sy naam skuil. En dis die huis wat ons toegestig het hier in Suid-Afrika. Dis die gelofte wat eerste afgelê was, 6 April 1654. 2 jaar nadat hierdie gemeente, wat Sefanja van praat, geplant is in 1652, op die Kaap, toe hy afgeklim het van die boot af, 2 jaar daarna, toe gee hy die eerste gelofte wat ons nog moet hou, 6 April 1654, waar hy beloof het, Jan van Riebeeck, dat hy die lig in die evangelie hier in Suider-Afrika sal indra. En hier sit die lig. Is ons die lig vandag? Leef ons 'n lewe van lig? Kan jou lewe 'n lig wees vir die wêreld? Want as dit nie is jy besig om jouself uit die gemeente uit te sluit. Want jy sê dit gemeente omdat jy 'n naam is, of geneties is, of wat ook al is nie. Jy sê dit omdat jy die vrug dra, want die geloof sonder vrug is nie geloof nie. En vrug sonder die geloof is ook nie. En dat ons 'n huis tot sy eer sal stig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle moet ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Hier het ons moet 'n verhouding hê met ons Skepper. Jy weet, dit is my so interessant, my skoonseun is nou van Georgia hier, Johan en Elsie, my dogter, en hulle, Johan het nou 'n installasie gedoen met solar daar bo in die Transvaal, in Pretoria se wêreld, daar ergens, en nou werk hy verskriklik hard, want hy's gedruk vir tyd, hy moet die kontrak klaar hê in 'n sekere tyd, so daar's baie druk, baie alles, maar Elsie is nou al hier by ons, hier in die Noord-Kaap, sy kuier nou al hier by haar sussie, sy slaap daar oor by Christine hulle, en sy wil nou vir hulle woonwa so afdakkie, 'n seiltjie koop, en sy koop hom, hy's in Pretoria. Nou vra ek vir Elsie, moet hierdie seiltjie nou met 'n koerier kom, want ons laat ons alles maar met 'n koerier kom. Soos nou om altyd sê, Hamol hier in die Noord-Kaap is daar op die rekenaar. Dis alles koerier wat jy koop. Alles is koerier. So, Elsie, gaan jy dit nou met koerier? Nee, papa, ek wil hê Johan. Ek sê, maar jy moet gebel en gesê, ek moet die seil, want môre moet hy nou vlieg Bloem toe, en dan gaan my ander skoonseun hom haal, dan kom hy nou aansluit.
Sy sê, nee papa, jy bel nie nou vir Johan en sê vir hom dit nie. Hy gaan dit dan glad nie doen. Jy bly doodstil, en môreoggend, net voor hy by vliegtuig klim, dan sê ek vir Annelies, waar hy nou oorslaap, hulle vriende, en Piet, dan sê jy vir Piet, hoorie, Els het gesê, met sommer hierdie saam, geen probleem nie. Nou wat vir my interessant was hoe Elsje hom ken. Hoe sy hom ken. Want hierdie stuk in hierdie gelofte, is vir my eintlik hoe ons God moet leer ken. Ons moet hom behaag. Ons moet dit aan ons kinders sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis. Ons moet 'n verhouding met ander woorde met hom hê. Ons moet hom ken, soos my dogter haar man ken. Want hy sê in Hosea vir ons, hy is ons man. Ons het ongelukkig agter minnaars aangeloop, al die ander dinge aangeloop, aan die wêreld agterna, die wêreld, as die wêreld sê, maak so, dan spring ons net so hoog. Om nie een keer te gaan lees, wat die skepper van hemel en aarde, wat die sterre getel het, wat die heelal in die palm van sy hand hou. Ons gaan raadpleeg dit eintlik nooit. Praat nie van ons praat in die algemeen. Soos hulle sê, as die skoen jou pas, trek hom aan. Want jy gaan die Almagtige nie blaf nie. Ons gaan elkeen eendag voor sy regterstoel staan. Dit staan hier geskrywe. Deur daardie Almagtige. En hy sê in hierdie selfe woord, my oog kyk elke dag na julle. Hy kyk. Jy om die hoek gaan en jy's alleen. Jy kan maar maak wat jy wil. Hy kyk. As nêrens waar hy nie kyk nie. En in Hosea 2 beskryf hy ons as sy man. God is ons man. Ons is sy vrou. Hy is ons man. Ken ons hom soos my dogter haar man ken. Soos julle mans ken, veral as jy nou al langer getroud is. Jy weet nou al, as daai ou dit gaan sê, gaan my man op sy perkie wees. Jy sien hy prentjie dadelik. Hy gaan dit so gaan bly. En dis die verhouding wat ons met ons Skepper moet hê. Ons moet hom ken. En ons net een manier hoe ons die naaste kan kom met hierdie klein stof. Gedagtig dat ons stof is. Gedagtig dat ons so 'n klein breintjie het en sy brein oneindig is. Hoe kan ons die naaste kom in 'n verhouding met hom? 'n lewendige verhouding, mense, nie 'n dooie wetties, as ek sê wetties, menende die skrifgeleerdes en die fariseërs en die geleerdes was die wat altyd ons Messias vervolg het. Gaan lees Matteus. Elke tweede hoofstuk het hulle gekyk, hoe kan hulle vir Jesus vastrek? Hoe kan hulle ons Messias, vir die wat die heilige name gebruik, Yeshua, hoe kan hulle hom vastrek? Hoe kan hulle hom skuldig kry? Dis manne wat kennis gehad het, my maat. Hulle het die kennis gehad, hulle het die woord geken op die punte van hulle vingers, die Torah. Op die punte van hulle vingers, dis waarop hulle vir ons Messias wou vasvra. Maar natuurlik het nooit reg gekry nie. So ons moet ook oppas dat ons nie skrifgeleerdes raak, dat ons die skrif ken, maar daardie liefde en daardie verhouding, dit wat ons met ons kinders, ons moet nie vir ons kinders deel en sê, en boelie en op die kop staan en sê, jy moet gelofte hou, en uit vrees uit nie, dis ons man. Al die profeseë wat hy vir ons gegee het, is omdat hy lief is vir ons, om ons advies te gee, raad te gee, die rigting van gebeure met ons te deel. Wanneer ons vervolg word, het ons dit ook geweet en dit ook verwag, want ons Messias het vir ons gesê, in hierdie tye wat nou kom, gaan ons vervolg word. Sommige gaan oorgegee word aan regbanke, sommige van julle gaan doodgemaak word. Ek gaan nie te ver gaan nie, want dan gaan ons wyd draai, maar dit sal wees wanneer die wit tente en die blankes gaan begin vlug na Suid-Afrika, deur die gelowiges. Dis wanneer hulle gaan vlug. Want Jesaja 60 sê baie duidelik, wanneer duisternis en donkerheid die aarde en die volke oordek, sal my lig oor jou opgaan. Ons sien hoe hierdie duisternis en donkerheid nou oor hierdie aarde kom. En as jy nog twyfel oor hierdie donkerheid en dink die vrede is nie weggeneem nie, en kos gaan nie duur raak nie, en die 4de Perdse hongersnood en swaar 3de wêreldoorlog, daardie swart kan iemand hakkies gaan sê 3de wêreldoorlog. Jy gaan dit wel sien, want niks gaan dit keer nie. Of jy nou die tekens wil op ag gee, maak nie saak nie. Jy hoef nie ag te gee as jy weer opsteek nie, of jy ag gee of nie, as dit reën, gaan dit reën. En dis hoe profesie werk. Hy gaan gebeur. Of jy het glo of nie. Cut your nose and spoil your own face. Dis al wat eintlik mag gebeur. As jy sulke dinge ignoreer,
Sny jou eie neus af en dan maak jou eie gesig lelik. Al wat dit is. En ons met daardie verhouding moet ons met hom hê. Hy sê vir ons in Hosea, ons is sy man. In Jeremia, wanneer hy 'n nuwe verbond in ons harte gaan skryf, dis nou na die groot verdrukking, dis na alles, wanneer hy 'n nuwe verbond, en dan gaan groot en klein, almal gaan my ken. Dan sal ons vertaling sê, en die vrou sal die man dien. In die Hollandse vertaling sê dit so mooi, en die vrou sal die man omvou met haar arms of met haar liefde. Dis ons. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, we will tenderly love God. Het u hom vanoggend tenderly lief? Of is die Satan besig om daarin te slaag met die moeite en die sorge van hierdie lewe en mammon en al die bekommernisse, want dit is die gelykenis van die saad wat langs die pad geval het, en die wat op die rots geval het, en die wat tussen die dorings geval het, die sorge van die lewe en die teëspoede, en die wat nie die kennis van die woord het, en die Satan het gekom en het kom beroof. Want dis 'n geveg wat ons in is. Elke dag van ons lewe. En elke moeilikheid wat oor jou pad kom, het die Satan gebruik. Hy as geleentheid. God maak jou sterker, hy maak jou gereed, maar hy aan die ander kant gebruik dit as 'n geleentheid om jou geloof te beroof. En dan is dit verby met jou. Vir altyd verby met jou. En ons moet daardie verhouding, 'n lewendige liefdesverhouding, want dis 'n huwelik tussen ons man Hosea, wat het so mooi beskryf, en sy vrou. Ken ons hom, soos wat julle mans en julle vrouens ken? Erdling weet, as 'n ou vir André gaan bel en vir hom nou sis of so sê, gaan André dit so doen. Ek gaan die ou gooi met die telefoon. So jy weet dit. Jy kan amper haar bel en sê, hoorie, as ek dit vir André sê, wat gaan hy doen? Ek kan vir Wessel bel, vir Leslie bel en sê, Leslie, as ek dit doen, wat gaan Wessel doen? En sê, ja, dit is presies wat hy gaan doen. Ja. Elkeen van julle, Andy, Ronel, Andries, julle almal, ken ons God so, en as net een plek waar ons hom kan leer ken, en dis as ons sy woord lees, want hier verduidelik hy vir ons, hoe hy is, wat hy is, waar ons moet staan, hoe ons moet staan. En as jy daar is waar jy wil hê, dan bederf hy jou. Ek het so gedink toe ons van hierdie psalms en liedere vanoggend gesing het dit my so laat dink aan Jesaja 5, waar hy gesê het, ek het jou druiwe, ek het jou minerale, ek het jou goud en jou silwer gegee, en ek het vir jou druiwe persele gegee, druiveboorde, ek het jou dit alles gegee, en ek dink so by myself, dis weer presies wat ons hier in Suid-Afrika, vandat ons afgeklim het daar, Jan van Riebeeck, het ons die druiwe gekry, die boorde, die wit gevelhuise, en toe later goud in Johannesburg, en silwer, en platinum, en mangaan, en steenkool, en landbou. Wat het ons nie? Wat het ons nie? So dit alles. Deur God vir ons gegee. En daardie gegee, herdenk ons vandag. Want met daardie oorwinning, het ons die Transvaal en die Vrystaat en die Natal basies gekry. Gekoop ook, wêreldsgewys, met die beeste van Silkaats, sê dit gekoop ook. So ou wat nie glo in God nie, kan ek ook sê, ek het hom gekoop. Hier is die transaksie, in 'n museum, geteken deur Dingaan met sy kruisie. Maar vir ons gelowiges, weet ons, God het vir hierdie gemeente aan die suidpunt van Afrika dit gegee. En ons moet met hom 'n lewendige verhouding hê. 'n liefdesverhouding. 'n interessante verhouding van vrees, respek, liefde. Hy moet jou grootste vriend wees. Hy moet jou grootste God wees. Hy moet jou grootste, jy moet vir hom vrees, jy moet vir hom respek, jy moet vir hom, dis 'n kombinasie van baie dinge wat deur die woord liefde alles saamgevat word. En ek dink dis hoekom Dawid 'n oogappel van God was. Hy het so aangejaag by tye Dawid, maar hy was so lief vir God. Hy was lief vir hom. Is jy lief vir jy man vandag? Want eersdaags en vorentoe gaan ons weer 'n tweede bloedrivier, dis profeties. Ons kan dan klaar sien, hierdie tweede bloedrivier het klaar begin. Kyk na die plaasmoorde, dit is soos die gesinsmoorde
voor Bloedrivier, is dieselfde herhaling daarvan. Die wrede plaasmoorde, die van Rensburg gesin wat daar by Gillingstad uitgewis is, dis maar omdat ek van daai area afkom, wat ek daai spesifieke geskiedenis ken. Gesinne wat uitgewis was, toe kom die groot uitwissings van Bloukrans, Boesmansrivier en daardie aanvalle. Toe kom eers Bloedrivier. En ons sien sê, hier kom 'n tweede Bloedrivier. En ons is eintlik klaar in daai fase van die plaasmoord, met daai vooraf gesins. En dan gaan daar groter groeperinge. En dan sal ons, en ek sê dit nie wat ek dit dink nie, dis wat Micha 4 vir ons presies sê. Dis wat Hosea 2 vir ons presies sê. Nou sal julle die stad verlaat en in die veld gaan woon. Micha 4. Hosea 2, julle sal in die stad verlaat en in die woestyn gaan woon. Waar is die woestyn deel van Suid-Afrika? Hier sit ons by hom, Noord-Kaap. Dit sê die Bybel sê waarheen ons gaan. Micha 4, daar sal ek julle beskerm. Dan kan jy nou maar net omsiener bybring as jy wil, van die waans wat gaan vlug weswaarts in Suid-Afrika, wes van Bloemfontein, wes van Noord-Transvaal. Dis die pad wes oop, sê omsiener. So kan ons nou al is dieselfde gesigte, want is dieselfde prentjie, is dieselfde legkaart. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Wat 'n besonderse voorreg is dit nie vir ons om te sê dat die almagtige skepper van hemel en aarde, dis ons God, dis ons Vader, dis ons alles. En om die sterkste, hoe's daai liedjie wat die kinders altyd sing, my God is so groot, so sterk en so, wie ken hom daai liedjie, hy is so oulik vir my, my God is so groot, so sterk en so kan jy nou onthou? En so magtig, as niks wat my God nie kan doen nie. Is dit die verhouding wat ons met hom het? Glo ons dit? Want ons sien dit vir ons een raad gegee, na alles. Jy hoef niks te erken nie. Hy het gesê, jy moet net, die enigste raad wat hy het, is ons moet ons geloof behou. Want hoe dit nou gaan vorentoe, gaan dit moeilik wees om jou geloof te behou. Het is maklik om geloof te behou as ons hier sit. Ons gaan nou 'n worsbrood eet, 'n koeldrank drink, en dan in 'n voertuig ry met petrol. Wat gebeur wanneer Iran vir Bahrein in Oman, in Saudi-Arabië, en daai olievelde aan die brand begin skiet? En die Amerikaners in Israel skiet Iran se olievelde, wat hulle gesê het almal hulle gaan dit doen, hulle het dit gesê. Dis seker maar waarom sieners sê die karre staan op die bilte, want as daai olievelde brand, kry ons nie meer rie-olie om vir ons petrol en diesel te maak nie. En dan ry jy nie meer, dan loop jy. Dan raak dit moeiliker om te glo, né? En wanneer die geliefdes begin verloor, dis nie maklik nie. En die Satan is in daai prentjie die hele tyd, want hy weet sy tyd is nou min. En nou loop hy rond soos 'n brullende leeu om elke siel wat hy kan roof, te roof voor die eindvletjie vir hom blaas. Voor hy daar in die put toegesluit gaan word vir 1000 jaar. Gaan hy hard werk. En nog sommer 'n klomp demone gaan bykom, as jy gaan lees daar van die Eufrat rivier, en demone wat nog losgelaat gaan word. So hierdie geveg gaan rof raak. En dan sê 'n profeet of 'n groot geestelik, as jy nie hom sien as 'n profeet sien nie, dis jou saak. Maar jy kan hom nie as 'n groot geestelike leiers nie sien nie. Behou die geloof. Want in hierdie tigtiging, in hierdie straf, omdat ons die Sabbat nie meer heilig het, dit is wat hier staan, ons moet hierdie dag as 'n Sabbat. Weet ons hoe om 'n Sabbat te heilig? Of jy hom op die Saterdag, hoe hou jy hom? Jy mag geen werk doen nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. Wat van dit word nog gedoen? Dis wat in die gelofte staan. En wanneer jy dit nie doen nie, raak dit sonde. Dit was nie meneer Strauss se skuld as ek nie geleer het vir my toets nie. Dit was my skuld. Dit is my skuld dat hy die rotting gaan afhaal het van die kas af. Dat my agterwêreld gebrand het. En dis ons skuld dat ons hier is. En ons moet bid, mense, dat die Vader ons die krag sal gee, want alles, hy is die gewer van alles. As jy swak word, bid krag. As jy dom word, bid wysheid. Bid alles van hom af wat jy nodig het, want jy gaan alles nodig hê
om dit wat nou kom, want ons is klaar in die proses van hierdie tweede gebeurtenis. En vandag betaal ons die eerste gelofte van bloedrivier, 'n bloedrivier. En ek sê vir u, ons het vandag gelees, perde beteken niks, konings beteken niks, 'n weermag beteken niks. Ons moet dit verstaan. Ons is so vinnig verleibaar om op getalle en masjinerie en toerusting en planne op staat te maak. Ons is so, maar omdat ons brein so klein is. Terwyl die een wie se brein oneindig is, vir ons sê, moenie jou steur aan 'n weermag nie. Moenie jou steur aan perde nie. Laat jou siel op my wag. Ja, dit beteken nie, ek gaan nie 'n wettige 9 mm hê nie, om my te beskerm of wat ook al daarmee saam nie. Dit beteken nie, ek gaan hom nie gebruik nie, wanneer dit moet nie, verseker nie, gaan hom gebruik. Maar dit beteken dat my hoop is nie op dit nie. En dis nie wat ek dink nie, dis wat hier staan. Laat julle siel op my wag. Mense, om af te sluit. As ons vandag weer lief raak vir ons man, vir ons God, deur sy seun en sy gees wat hier is. Gaan na jou woord toe, gaan na jou Bybel toe, hy kan kraak as jy hom oopmaak vanaand. Dis reg. En ek bid net, Gees lei my. Hy sal jou lei. Glo my, hy sal jou lei. Daar's nie aansien van persoon nie. Hier is niemand hier beter as iemand anders nie. Verseker nie. Sy gees is beloftes van hom. My gees sal julle in die waarheid lei. We gaan slaan oop, dat jy jou man kan begin leer ken. Dat jy sy vermoë kan begin leer ken. Dat jy kan begin sien wat se mag het jy saam en agter jou, wanneer jy daai liefdesverhouding met hom het. Dis wanneer 'n Goliat val. Dis wanneer Jonathan met sy wapendraer loop en duisende op die vlug slaan. Dis wanneer die melaatse manne daar deur die klowe loop en 'n hele leer vlug. Soos die 4 loop en raas, soos wat hulle loop en praat, en ek gaan nou nie hele geskiedenis, dit was 'n aanval wat op 'n stad gemaak sou word vir die kinders, en die stad het nie 'n kat se kans gehad nie, en hulle het die kos afgesny van die stad, so daar's nie kos nie, en die mense begin doodgaan van die honger, en hierdie 4 melaatse ouens vol swere, sê wel, ons gaan in elk geval doodgaan van honger, ons gaan nou maar loop, dalk gee hulle vir ons kos, of hulle maak ons dood met 'n swaard, dis in elk geval beter as om van honger dood te gaan. En die 4 loop en gesels so hard, dat die akoestiek tussen die berge, wow, jy weet mos hoe maak het as jy skree in die berge, wow, maar so. Daar hardloop die hele weermag hardloop weg. En die 4 melaatse manne kry die kos, en hulle gaan roep die man in die stede en sê, daar's 'n hele kamp vol kos, kom kry vir julle. Ja, dit verskil. Ek weet nie hoe die Vader ons gaan uitlei hier vorentoe nie. Dit weet ek nie. Ek weet nie, gaan ons op rampshorings blaas en dan val daar mure ergens in mekaar soos Jerigo, daai tipe aksie nie. Ek weet nie. Ek weet nie of gaan 'n wapendraer loop saam met 'n ou en dan skrik hulle dood en dan hol hulle weg nie. Ek weet nie of 4 ouens geraas tussen die berge. Ek weet nie. Ek weet, hy gaan ons red. Want dis profeties. Want hy het nog nooit sy kinders in die steek gelaat nie. Nog nooit. Lesse geleer, pak gegee, sterk gemaak, ja. Gesuiwer, gelouter, ja. Maar nog nooit laat vernietig. Dis hoekom ons nog hier sit. Hulle probeer al 6000 jaar om hierdie geloofslyn te vernietig. En hier sit ons nog steeds. Dis 'n getuienis daarvan. Bybels verbrand, vervolging. Ek het nou genoem, Franse, protestante, Duitse settlers, Engelse, vir hulle geloof gevlug. Ag, om nie te praat van die geloofsvlugte wat daar in Duitsland met Gustav Adolf gebeur het, teen Rome, om nie van al daai vlugte te praat nie. En oral het hy altyd 'n plekkie voorberei, gereserveer vir sy kinders. Wanneer duisternis die aarde oortek, en ek gaan hiermee nou afsluit, en donkerheid die volke, dan sal my lig oor jou opgaan. Nou het 'n mens nooit geweet, waar is daai lig wat opgaan nie, want hier kom duisternis en donkerheid oor die aarde, ons sien dit begin nou kom, en ons sien hoe hierdie duisternis en donkerheid begin, ons sien hoe die hongersnood sal vorentoe wink, ons sien klaar hoe kos duurder raak, die perde van Openbaring, ons sien al hierdie dinge, en ons sien hoe hierdie duisternis en donkerheid nou oor die aarde gaan, maar ergens gaan 'n lig op,
En dan kom hom siener en hy sê, ons kom eerste uit. Ons kom eerste uit. Dan sit seker maar Jesaja 60 vers 1 en 2, wanneer duisternis en donkerheid die aarde oordek, sal my lig oor jou opgaan, en my heerlikheid sal oor jou gesien word. Hoe gaan die heerlikheid van God oor ons gesien word? Dan sê hom siener, hier vind 'n wonderwerk plaas wat die wêreld verstom gaan laat staan. Hier, vir die volk, vir ons. Vind 'n wonderwerk plaas wat die wêreld verstom gaan laat staan. Dis dan seker die heerlikheid van die wêreld, wat God se heerlikheid, wat wanneer so wonderwerk, dan is dit mos nou God se heerlikheid. Wat was dit anders toe? Wat was dit anders? Ekskuus tog, as sy heerlikheid, toe ons hierdie gelofte afgelê het, en daar die Zulus begin weghardloop. En daar die wonderwerk vind plaas. Die wêreld het dit gesien, as God se heerlikheid. Maar hierdie keer sê hom sien, gaan die wêreld verstom staan. Hulle gaan nie kan praat nie, het gaan 'n groot storie wees. Het gaan 'n groot storie wees. Ons kan dit dalk in Matteus 24 raak lees. Het gaan groot wees. Om hierdie wêreld wat so boos is en so glad nie meer God ag nie, glad nie meer God bereken nie, glad nie meer omreken nie, om hom te kry van daar af na verstom, dis groot. En hoekom? Sodat die Christen wat in Duitsland vervolg word, 'n plek het om heen te vlug, soos deur die eeue heen. Vlug daai Christen dan Suid-Afrika toe. Dis die wit tente wat ons siener gesien het van Suidwes af tot in Kaapstad en tot in die Kalahari, en van Maputo af tot in Durban. Blanke Christene wat vlug na Suid-Afrika vir hulle geloof, want hulle word nog daar vervolg, want duisternis en donkerheid is nog oor die aarde, en hierdie lig opgegaan, sodat God se kinders, wat ag gee op hierdie profeseë, die geleentheid en die gaping het om hierheen te vlug. Want sy belofte vir 'n gelowige in Antarktika of in Amerika is net so geldig as vir enige gelowige waar op hierdie aardbol. Maar nie in sy sitkamerstoel in Duitsland nie, nie in sy sitkamerstoel in Amerika nie, dankie Amen. Nie op ons terme nie. Dis soos die een vrou ons kantoor gebel het en gesê het, luister, ek het 'n snaakse droom gehad in Amerika, ek droom ek en my man wat gelowig is met 'n klomp gelowiges vlug na Suid-Afrika. En ons staan op die kus, op die sand, en ek sien wit tente voor my. Kan julle die droom uitlei? En die persoon sê van, nee, ons kan die drome uitlei nie, maar kom ek vertel jou van 'n visioen van 100 jaar gelede. Van die wit tente wat van Suidwes af staan, dis langs die kus af dan tot in die Kaap. Sy sê, dankie, ek het my antwoord. So wanneer die vervolging, so ons moet nie 'n moed, soos 'n verpligting teenoor die Vader nie, maar daar moet 'n ruimte geskep word vir die beloftes van die Vader, vir sy kinders oor die aarde, in hierdie groot duisternis en donkerheid, die een wat op hom vertrou het, die een wat sy siel op hom laat wag het, wat hom verwag het, wat by sy naam geskuil het. Hy gaan hom ons red, maar hy sit in Amerika, en hy word nou in die tronk gewerp, omdat hy een of ander nommer nie wil vat nie. Want Ted Cruz het gesê, binnekort gaan ons 'n tattoo, dis 'n senator van Amerika, gaan ons 'n tattoo op julle regter voorhand en julle voorkop sit. Dit het Ted Cruz getweet, in 'n tweet. Keir Starmer het dit gesê, paar maande gelede. En wanneer die gelowige dit nie wil vat nie, wat dan? Maar jy gaan nie kan koop of verkoop, jy gaan jy dood van die honger. Maar dan gaan hy gelowig sê, maar Vader, ek het dan tot u, ek het dan my siele dan op u gewag. Gaan ek nou so? Nee, daar's 'n vuurkleur wat wapper in Suid-Afrika. Die lig, my lig het deur hulle opgegaan. My heerlikheid, die wonderwerk wat julle almal sien, dis hoekom dit so groot wonderwerk gaan wees, sodat die gelowige daai wonderwerk kan sien, sodat sy oë na Suid-Afrika toe kyk, sodat hy dan op die eerste beskikbare skip kan klim, Suid-Afrika toe. Johanna Brand sê dit mooi. Sy bevestig dit ook. Sy sien hoe ons voedsel op skepe laai, ergens hier op die Weskus. En dan vat daardie skepe die kos vir die res van die wêreld wat nog in oorlog en hongersnood is. Maar die skepe kom nie leeg terug nie, hulle kom vol gelowiges terug. Geweldige vooruitsigte wat ons het. Maar jy gaan nie deel daarvan wees, as jou siel nie op ons Skepper wag nie. Jy gaan nie deel daarvan wees, dit sê nie, ek sê nie, jy gaan nie, dan nie doodgaan nie. Dis nie wat ek sê nie. Dan is die dood in elk geval vir jou wins, want jy gaan in die ewige vrede in. Wat nog much beter is, as wat ons nou het. In elk geval. Maar die belofte bly gestand, dat die wat op Sefanja sê dit,
die wat by my naam geskuil het, met ander woorde, 'n verhouding met hom het, lief is vir hom, sy woord ondersoek, uit liefde uit. Soos ek nou gesê het, jy sal nie jou kind op die kop en sê, jy moet die gelofte hou nie. Dit moet 'n liefdesaksie wees. God wil nie 'n gedwonge verhouding hê nie. Ons het gelees in die Bybel waar hy sê, wanneer jy vrywillige gelofte aflê, dan moet jy hom nakom. Was vrywillig. Niemand het die voortrekkers aan die oor gegryp en gesê, lê nou 'n gelofte af nie. Hy hou jou net by jou woord. Mooi, né? As ons mekaar kan hou by ons woord, dan kom ons daar waar Sefanja sê, hierdie land, ander kant die rivier van kus, Suider-Afrika, dan sal na hierdie dinge, sal daar geen bedrog meer in ons monde wees nie. Geen leuen meer oor ons lippe gaan nie. Ja, dan is ons aan gesuiwer, né? En gelouter. En dan is dit al hierdie seëninge. Ons word die rykste en geseënste land in die wêreld. Gaan lees, Sefanja 3 sê, julle lof en roem sal oor die hele aarde wees. Julle lof en roem sal oor die hele aarde wees. En dan kan jy al die profete gaan leer, dan gaan hulle hiernatoe kom om te kom leer van ons God. Geweldige vooruitsigte vir ons. Maar dit begin by die verhouding, die liefdesverhouding wat jy moet hê vir jou Skepper, deur sy Seun en sy Gees. Want niemand kan in die Skepper gaan, na die Vader, behalwe deur die Seun nie. Niemand nie. Hy is die middelaar, hy is die verlosser, hy is die priester. Dis die weg om te gaan. Die Gees lei jou nou, bid dat die Gees vir jou sal lei in die woord, begin die Vader leer ken, en dan deur die Seun, dit is die weg wat ons moet gaan. En dan is jy deel van hierdie beloftes, en hierdie profeseë, wat vir ons gegee is. Dankie. Kan die mans vir ons staan, dan sluit ek af met 'n gebed. Ek gaan sommer vir ons dan, ek dink ons almal, die vrouens kan sit, maar ek dink dan die mans staan, en dan lees ons almal, die Onse Vader. Ons gaan hom nie sing nie, dan lees ons hom. Net saam, nee, ek sal net lees, julle kan maar net saam met my lees. Ja, ons gaan dan nie ons oë sluit nie, maar kom ons kyk dan net af, terwyl ons dit lees. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.